Jy is ingeskakel op Joy Radio, jou reisgenoot in Jesus. Kom, ons groei saam in Jesus met Chris en Heldie. Lord of all creation, of water, earth, and sky. The chimes of time ring out the news. Another day is through. Someone slipped and fell. Was that someone you? You may have longed for added strength and courage to renew. Do not be disheartened, for I have news for you. It is no secret what God can do. What He's done for others, He'll do for you. With arms wide open, He'll pardon you. It is no secret what God can do. There is no night, for in His light you never walk alone. Always feel at home wherever you may roam. There is no power can conquer you while God is on your side. Take Him at His promise. Don't run away and hide. It is no secret what God can do. What He's done for others, He'll do for you. With arms wide open, He'll pardon you. It is no secret what God can do. Hi vriende, baie welkom weer vandag by nog 'n program van my en my vrou se Groei Saam. Ek glo en vertrou met elkeen van julle gaan dit geseënd. En ja, hoe geseënd is ons nie om weer eens op so 'n platform iets uit Vader se woord uit te kan deel en te kan groei nie. Maar vriende, voordat ons begin, kom ons sluit net die oë. O allerheiligste almagtige koning van alle konings,
Jahwe, Here onse God, Vader, baie dankie weer eens vir hierdie geleentheid dat ons het om so om u woord te kan kuier. Here, wil u nie asseblief nou by ons elkeen stil staan. Here, laat ons die wêreld daar buite los en regtig sal hoor wat die u Gees vir ons wil sê. Open ons ore, Here, ons geestesore, ons harte, sodat dit kan vol word van u woord. Ek loof en ek prys en ek dank u daarvoor, my God, in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Amen. Dat sy vriende. So, kom ons groei saam. Julle natuurlik weet julle al, ek is Chris, En ek is Aldien. die probleemmasjien. Wel, as iemand die probleme het, hoe anders gaan ons issues adresseer? Nie waar nie? Ja, my ou probleempie. Jammer dat ek altyd die een is vir die probleme. Nou ja, kom ons begin. Ons kan eintlik 'n bietjie die doeke omdraai. Wil jy 'n probleem hê? O, ek kan vir jou baie opnoem, maar hoe kan jy vir my die antwoord gee? Wel, dit is nou waar die probleem Okay, inkom. kom ons probeer. Kom ons raai dit vandag, ons draai om. Ek is Eldien, jy is Chris. Nee, dit gaan nie werk nie. Hoekom nie? Want ek het die antwoorde op die vrae wat ek het nie. Dit is hoekom ek jou vra vir die vraag. Oh, jy vra my vir die vraag. Vir die Of vra jy vir antwoorde. Vir die antwoorde, ja. Nee, okay dan. Kom ons groei, my vrou. Ja. Anyways, laat ons begin. Vriende, ek hoop julle geniet dit. En ja, vriende, weet julle, net voordat ons aangaan, ek wil graag net vir julle vra, as julle enige onderwerp of iets het, wat vir julle soos 'n grys area of iets in daai lyn is, en julle nie regtig weet links of regs nie, wil julle dit met ons deel? En dan kan ons dit 'n bietjie op hierdie platform uitbrei en 'n bietjie 'n vergrootglas daarop sit. En dan ja, dan kan ons almal ook so daardeur ook natuurlik groei. Asseblief. En julle kan ons kontak op JC Administration se YouTube bladsy. Julle daarso comments maak. Ons sal op die einde van die program sal ons net weer al die adresse en goeders Ja. vir julle gee en die nommers. Maar yes, dink asseblief 'n bietjie daaroor. Dit sal baie waardeer word. Okay, my vrou. Nou ja, laat ons begin. Dit is laatmiddag by die werk. Chris het gemerk dat Aldien deesdae baie rusteloos is, meer gespanne as gewoonlik en sy het ook begin meer drink as voorheen. Hy voel sterk op sy hart om met haar te praat oor haar geestelike toestand. Hy nooi haar na sy kantoor en maak die deur toe om 'n veilige privaat ruimte te gesels. Eldien, Hallo Chris. how is you? Ek is okay. Hoekom vra jy my nou vraag? Want ek sien dinge, Eldien, ek sien dinge. Wat se dinge? Ek waardeer die tyd wat jy gevat het om met my te kom gesels. Eldien, ek sien daar's 'n skuif in jou gemoed. Weereens kan ek sien jou drinkgewoontetjie het alweer wortel geskiet. Jy sien, ek is nie net bekommerd daaroor, maar ook jou gesondheid. Want jy weet hoe jy drink, dan eet jy nie. En jy kry regtig rus nie. Maar dan ook val dit jou geestelike toestand aan, weet jy dit, né? En ek wil graag saam met jou probeer verstaan wat jou regtig dryf, wat jou omkrap, om so na daai bottel te gryp. So, as jy die vrymoedigheid het om met my te kan deel, dan kan ons miskien saam kyk, hoe en waar en wat die probleem kan wees. Want jy weet mos natuurlik, as jy aanhou op daai spoor, sorry, gaan jy nie net jou werk verloor nie, jy gaan ook jou krone in die hemel verloor. As jy hemel toe gaan, want onthou net die woord sê, geen dronkaard sal in die koninkryk ingaan. Maar dit is ook net een van die, daar is nog 'n paar ander wat ook nie in die hemel sal ingaan nie. So, kan ek jou probeer help om dan ook so reg te maak met die Here. So, wat het die afgelope paar maande met jou gebeur? Waaroor top jy so? Hoekom tree jy so op? Wat is dit wat jou jaag? Sjoe, Chris. En asseblief, dis nie tyd vir huil nie. Ek gaan nie huil nie. Jy kan huil as jy wegrapping mis. Dan kan jy. Ek hoop jy gaan 'n wegrapping mis hê. Wel, Eldien, op hierdie trend, en op hierdie pad, en ek sê vir jou, as ek dit sien, jy het laas met Prof. Aubrey gepraat oor, die mense respekteer jou nie.
Hou jy? Mhm. Sal iemand jou respekteer as jy so aangaan? Nee, Dis seker ons nou nie. die stukkie waarheid wat jy hom nie vertel het nie. Ja. Hmm. Ek sal seker hom weer met bel een of ander tyd en met hom Ek dink deel ook so, ja. wat gebeur Ek het. dink ons moet hom sommer nou bel. Ja, ek het nie nou krag om met hom te praat hê. Ja, want jy is die pap gedrink. Jy moet eet, dit gee jou krag. Weet jy van dit wat ek eet en as hy? Eldien, I've been there, done that. Jy, Got a cut, got a t-shirt, got a tekkies. jy wat socks. Christus. Ek met Christus. Ek is 'n Regtig? deel van die wêreld, onthou dit nie. Sjoe, ek kan dit nie glo nie, né? Okay, maar kom ek probeer jou verduidelik wat aangaan. Ek luister as jy fluister. Chris, ek voel ek is oorweldig. Daar's soveel spanning in my lewe, in my werk, my huwelik, my familie, my eie gedagtes en ek weet nie altyd hoe om dit te hanteer nie. Die drank het begin as ietsie kleins, net bietjie om my te laat ontspan. Maar nou voel dit of ek dit nodig het om elke dag te oorleef. Ek weet dit is verkeerd en ek voel skuld en skaamte en elke keer as ek weer nog gryp, maar ek weet nie hoe om te stop nie. Dit is nou net vir my, dit is 'n gewoonte vir my in my lewe. En dis deel van my roetine. Dit is moeilik om daarvan te breek. Ek hoor dit jy sê, maar weet jy, hoekom probeer jy dit op jou eie doen? Hoe bedoel jy? Hoe bedoel ek doen dit op my eie? Ons het nie hierdie worstel in hierdie wêreld. Ons het nie nodig om dit alleen deur te gaan nie. Nou ja, wie Jesus gaan jou help? sal jou Mense is help. Jesus. Jesus sal jou help. Jy het nie nodig om alleen te fight nie. Jy het nie. Maar Eldien, ek wil nou, jy moet nou eerlik met jouself wees. Jy hoef nie eers vir my hart te antwoord nie, maar ek wil net 'n vraag vra. Dink jy dat die drank jou regtig help om nader aan die Here te kom? Of dink jy dit plaas jou verder van hom af? Sien, ek wil hê jy moet diep nadink oor hoe dit jou verhouding met God beïnvloed. En nie net dit nie. Dink ook aan wat dit beteken. Dus ek dink ek het dit al laas gesê. Onthou die Heilige Gees bly in 'n skoon huis. Nie 'n vuil huis nie. So jy neem die Heilige Gees aan. Hy kom woon binne in jou. Jy gryp na daai drank. Jy gooi dit binne in jou. So wat doen jy? Maak die Heilige Gees se huis vuil. Jy versuip hom. Ja, Jy maak hom laat stink na drank. Dink jy die Heilige Gees wil ryk na drank? nee. So dan waartoe gaan die Heilige Gees? Want toe gaan hy. Dan verlaat jy. Dat jy maar aangaan. Ek meen hoe jy kan jy toelaat dat of ergens te sit dat iemand die hele tyd drank oor jou uitgooi en gaan jy nie skuif nie. Ja. Sien, kan jy dan vir my dalk verduidelik of beskryf ook, né? Wat gebeur wanneer jy gryp na daardie bottel? En wat gaan dan in jou gedagtes aan? Jo, Chris, dis 'n diep vraag. Maar eerstens, hierdie gedrinkryf trek my verder weg van die Here af. Hoe weet jy dit? Want ek bid minder, ek lees minder Bybel of glad nie. Ek vermy selfs die mense wat my kan help om geestelik te groei. As ek alleen is, voel ek leeg, skaamte oor my optrede. En ek begin myself beledig vir wat ek weer eens gedoen het. Ek weet dat ek my lewe reg moet maak, maar dit voel soos 'n muur wat my keer om nader aan God te beweeg. Ek kan nie verby hierdie muur of hierdie berg sien nie. Dit is net, it's too much. Eldien, stel jy voor Jesus staan nou hier voor jou. Sê, as hy vandag sou kom, en jy as hy sou jou so gevind het, wat dan? Met die muur van skuld en drank tussen julle. Hoe sal jy dit hoe sal jy dit jou laat voel? Ek wil hê jy moet eerlik wees. En nie net die regte antwoord sê nie. Maar die regtig in jou hart en die vrese uitspreek. So kan jy vir my dalk vertel wat se emosies jy sou ervaar? Sjoe. Ek weet nie of ek gaan huil en hartseer wees en bang wees want Ek het nie tot jy nie, so moenie huil. ek gaan nie nou huil nie.
Maar ek sou hartseer en bang wees. Ek sou skuldig voel vir elke dag wat ek uitgestel het om reg te maak, want dis wat ek besig is om te doen. Besig om uit te stel. Nadine, ek wil ook net vir iets gou gesê ook. Jy hoef nie nou alles hard te bely by my of iets like. Jy kan net so sag in jou hart ook antwoord. Onthou dat die Here hoor alles. Die Here sien wat in jou gedagtes aangaan. Die Here weet wat jou gedagtes is voor die gedagtes by opgekom het. Jy weet wat in jou hart aangaan of voor dit in jou hart aangaan. So, as jy nie gemaklik voel om met my daaroor te praat nie, kyk, ek gaan vir jou net 'n paar basiese riglyne gee om te hanteer, wat om te doen, maar die hele ding is, die Here sê ons, wanneer ons hom aanbid, moet ons in waarheid gaan, en hom in die gees aanbid. Waarheid. Die waarheid is so belangrik, want die God sien tog alles, so hoekom wil jy probeer om vir hom iets weg te steek, as hy reeds alles? Dis nie nodig nie. God is 'n God van genade en liefde. Hy weet ons almal het probleme, hy weet ons het almal spanning, hy weet ons gaan deur verdrukking, hy weet alles. Maar, hy is groter as daai probleem, hy is groter as daai angs, hy is groter as daai spanning, hy is groter as daai probleem in jou huwelik, of wat ook al. Hy is groter as dit. Sure. Nou, ek hoor wat jy sê vir my gedagtes, maar ek sal vir jou sê wat ek voel ek nodig het om vir jou te sê, dat jy ten minste my situasie beter kan verstaan. Sien, ek sou weet dat ek my kans gemors het as Jesus nou hierso was, en dat ek nie gereed is om hom te ontmoet nie. Ek sou ook verlang, ek sou ook graag wil gehad het, dat ek het vroeër moes regkry, want ek wil nie dat hy teleurgesteld is aan my nie, en ek wil nie agterbly wanneer hy kom nie, en ek is nou nie snaaks nie, maar ek het hierdie week gehoor op die radio dat die wegraping een van die dae gaan kom, en toe laat dit my net besef, is ek regtig gereed, en Moet gaan drink dit. ja, want dit help my net om te vergeet daarvan, en hopelik, as die wegraping kom, as ek net weg, en dan Of jy bly, so, want hy gaan nie dronk mense saamvat nie. of ek bly hier, ek het nie so lang gedink, ek bly hier. Ek sê ons vir jou, waar is jou foon? Soek gou vir my daar. Dan maak jy gou vir my daar oop, 1 Korintiërs 6, dink ek, vers 10. Dan lees jy gou vir my daar wat daar staan. Myne is my by nommer 9 opgemaak, 1 Korintiërs 6 vers 9, maar ek sal maar hierdie 2 verse lees. Of weet julle nie, dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Moenie dwaal nie. Geen oreerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustige of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadbrekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. Dronkaards. Is ek 'n dronkaard? Ek weet nie, antwoord jou eie vraag daar. Sien Eldien, ek wil hê jy moet diep nadink oor wat in jou hart en jou gedagtes gebeur. Wanneer jy besluit om uit te stel en nie nou te verander nie. Jy sê, ons het almal gehoor van die wegraping wat so plaasgevind het, iets in daai lyn. Weet jy, daar is 'n positiewe kant, dink ek, ook oor dit. Want ek dink baie mense het by hulle self gedink, sjoe, sê maar dit gebeur. Sê maar dit gebeur. Is ek reg om saam te gaan? Is ek reg? En as dit nie gebeur nie, dan is jy tog reg. Want ek is seker, enige mens met verstand sal hulle lewe regmaak, as hulle weet wanneer die tyd en die uur van Jesus aanbreek om te kom. Maar nou moet jy onthou, ons moet nie net ons oog gerig hou op die wegraap nie. Jy kan nou weggeraap word. Jy kan nou doodgaan. Doodgaan. Jy kan nou doodgaan, dan is dit dan. Of 'n ongeluk kom met 'n dronk huis te bestuur. Dis klaar, it's done. Dan het ek nog 'n kans hê. Daar is nie nog 'n kans nie. Dis verby. Dis verby. Jou lot is geseël. So eintlik So moenie net jou oog hou op 'n datum wat iemand geuiter het nie. Nee, die datum is vir my belangrik, want ek dink maak nie saak wat die datum is nie. Ek dink die waarskuwing is daar, is jy gereed, en ek dink daai is wat my getref het. So jy moet eintlik elke dag, elke sekonde van elke dag moet jy gereed en reg wees. En as ek is nie? Jy het mos nou net al gelees wat gaan gebeur. Sure. Al doen ek al die ander goed en al drink ek dit. Dis wat in die Bybel staan, ons kan ons nie die een woord uittip sien. O ja,
Ja, nogal waar, né? So, ek dink, ek stel uit, want ek is bang ek gaan weer val. Ek weet ek moet iets doen, maar die vrees vir mislukking hou my vas. Ek moet vir myself, ek sê altyd vir myself, nee, môre gaan ek my lewe verander. Môre, en dan word môre uitgestel, en dan sal weer versoekings en swakheid, en ek gaan maar weer na werk, gaan sit maar net en drink, en asof ek net die krag het om dit vol te hou nie. Dis hoekom ek aanhou om te wag, en probeer om op my eie hierdie probleem uit te sorteer. Aldien, jy noem jou vrees vir mislukking. Maar weet jy, ek dink ons almal misluk een of ander tyd ergens in die lewe. Maar dan is dit ook so belangrik dat jy nie in jou verlede vashou nie. Onthou as jy na God toe gegaan het en jy het jou sondes bely, al die verkeerde dinge het jy so afgeskryf vir slaaf, dan het die Here dit vergeet. Dit help nie dan jy gaan na die Here toe sê, Here, onthou jy wat ek laas jaar gedoen het nie. Want hy gaan vir jou regheid sê, waarvan praat jy? Want onthou as die Here vergeef en vergeet. En that's it. Het ek nou weer gesê van die vis? En hy vat dit en hy gooi dit in die diepste see. En hy sit 'n bordjie daarop, no fishing. So, Here vergeef. So, jy moenie aan daardie mislukking wat jy al gehad het of reeds gehad het, die hele tyd aan vasklou nie. Want dit belemmer ook jou groei in God. Jou geestelike groei. As jy weet jy wat is dit? Dit is die vyandjie wat ons nou daar op jou skouertjie sit. Ag, Eldien, jy gaan tog net weer val, so jy kan net wel nou begin. So, as ek elke keer my verlede my heavy pla en al die dinge wat ek so verkeerd doen, is dit die duiwel? Verseker, hy moet herinner jou mos in jou verlede. En dan weet jy wat moet jy maak, as hy jou so aan jou verlede herinner, dan vertel jy hom van sy toekoms. Wat is sy toekoms? Ja. Wat moet ek van sê? Duiwel, jy moet onthou, jy gaan hel toe. Korrek. Ek het nou 'n sondaar op orde. God het my klaar vergewe, maar weet jy gaan nog steeds binne die hel brand. En dat is dit. En dan weet jy nie, Eldien, ek wil hê, jy moet dink aan die gevaar van uitstel. Ek weet nie of jy was nie Sondag in die kerk gewees nie, maar weet jy, o ja, ek het my nie daar gesien nie. Ja, nee, my bril het nie jou prentjie opgehad nie. Die seun wat nou net klaar is met skool en ja, hy is jonk en al die dinge. Hy het ook kerk gegaan, gekatkeseer, alles reg gedoen. Maar toe die lewe begin en hy wou sy lewe gaan geniet het. En sy ouers het van gesê, hoorie, so wanneer gaan jy terugdraai na God? Nee, hy sal eendag, môre of eendag, hy wil nou net eers sy lewe geniet. Soos hy universiteit toe, soos ek gesê het mos, hy is universiteit toe daar, maar weet jy wat, hy los sy Bybel by huis. Sy iPad, sy laptop, sy fone, al die goeders vir die wêreld gaan saam, maar sy Bybel is by die huis. Nie te min nie, hy geniet hom ons nou maar self, hy is ons nou in die wêreld. En ja, daar kom sy einde. Hoe? Hy is in 'n kar ongeluk en hy is dood, op slag. Hy shame. En hy het gewag vir môre, Môre vir? om homself te bekeer, om sy dinge reg te maak met die Here. Sy môre het nie aangebreek nie. So hy is hel toe. Verseker. Hy het in sy lewe reg gekry nie. Verseker. Sy ouers die by sy Bybel oopmaak, te kry hulle 'n briefie daar. Ek sal eendag weer reg maak. Hy het nie nog 'n dag gehad nie. Jy en ek het nog 'n dag. Ons is nog hier. Ons kan nog regmaak. Ons moet nie uitstel nie. Sien jy wat is die gevaar van uitstel? En glo jy regtig dis veiliger om te wag? Of is dit eintlik baie gevaarliker om nie vandag 'n besluit te neem nie? Sê 'n bietjie vir my wat jou intensie vir die Here se koms sê. Ek dink dis baie gevaarliker om uit te stel. Ek weet dit in my hart, maar dit voel soms makliker om te dink ek het nog tyd. Want ek dink maar net, ek gaan maar net vanaand 'n bietjie gaan drink. En dan kom ek by die huis en dan voel ek nie lekker nie en Jy maak nie kos nie, skop die kat, verwrig jou hond, al plak daai jou kinders rond, al skreep daai jou man. dinge. Ja, my arme man. Ek weet nie waar kry hy sy geduld met my nie. My intuïsie sê vir my dat elke dag wat ek wag om nader aan die gevaar van agterbly te bring. Ek voel paniek en desperaatheid en as ek dink aan wat gebeur as ek dit nie vandag regmaak nie, dan besef ek, soos jy nou gesê het, ek gaan die hemel toe gaan nie.
dis vir my baie erg. Ek weet nie hoe om dit te hanteer nie. Jardien. Kom ons gebruik 'n Bybelse voorbeeld. Spreuke 27 vers 1 sê: Roem nie op môre nie, want jy weet nie wat 'n dag kan gebeur, kan baar nie. Jy sien, hoe raak dit jou hart? Roem nie op môre nie, Wat beteken dit? want jy weet nie wat 'n dag kan baar nie. Moenie wag vir môre nie. Jy weet nie of môre vir jou gaan gebeur nie. Jy weet nie of môre vir jou bestel is nie. Jy lewe nou en hier. Soos hy seun, hy het gedink eendag gaan nie. Maar eendag het nie gekom nie. Is klaar, boem. Sure. So, wat sê dit vir jou in jou hart? Moet jou nie roep vir môre nie. Moenie staat maak dat jy 'n môre het. Sorry, Jardien. So as jy besef, jy kan nie jou tyd in jou eie hande hê nie. Dit is nie jou besluit of jy 'n môre gaan hê nie. Dit is absoluut net ons Vader se. So kan jy dalk vir my beskryf wat jou emosies en gedagtes is? Wanneer jy dink aan die feit dat môre nie gewaarborg is. Chris, hierdie woorde is baie diep. Dit tref my soos 'n glas ysbak water wat op my uitgegooi is. Ek Kan besef, bly wees as jy meer winter. ja nee, is daar maar 'n bietjie warmer in die dae. Net die wind wat so vreeslik waai. Ek besef ek leef my lewe asof ek nog altyd tyd het. Kan ek vat jou daar gestop? Ja. Ek weet nie, dit kom nie by my gees op. Mm. As die wind so waai, nee. Onthou, dit is amper soos die Heilige Gees. Jy kan hom nie sien nie, maar jy weet hy's daar. Ja. Nee. Ja. So as die wind so waai en hy waai so hard, dink daaraan dat dit die Heilige Gees is wat jou in die regte plek wil inwaai. Wat hy jou na die regte plekke toe wil waai. Dit is hoe hard hy veg om jou uit gevaar te hou. Dit is hoe hard hy veg om jou leiding te gee. Sien dit 'n bietjie so as jy so in die wind loop en die wind waai. Dis die Heilige Gees wat by jou is, wat jou help, wat jou lei, wat jou beskerm, wat jou bewaar. Miskien is dit die rede hoekom die wind elke keer so waai as ek oor die pap wil gaan sit, né? Daar sy. Sure. Chris, ek besef ek lewe my lewe asof ek nog baie tyd het. En ek weet dit is 'n illusie. Ek voel bang, maar ek voel ook 'n gevoel van dringendheid. Ek wil regmaak voordat dit laat is. Ek wil nie meer uitstel nie, maar ek weet ek het hulp nodig om dit vol te hou. Ek weet nie hoe om dit te doen nie. Aldien, as jy regtig glo dat die Here enige oomblik kan kom, wat sou jy as die 3 belangrikste dinge in jou lewe wou verander? Sien, ek wil nou hê jy moet dit vir my in detail beskryf. Nie net kortliks nie. Okay. Okay, so die eerste plek, ek dink ek sou eers die drank heeltemal losmaak en alle versoekings verwyder. Ek sou meer tyd aan gebed en Bybellees bestudeer, want ja, dit is soos non-existing meeste van die tyd. En dan probeer om my verhouding met die Here reg te maak, maar ek voel so skuldig. Okay, weet jy wat, nee, net daar maak jy 'n fout. Hoekom? Gaan maak eers jou verhouding met die Here reg. Gaan bestee eers meer tyd in gebed en Bybellees. En dan sal God jou losmaak van daardie versoeking van drank. Soek allereers die koninkryk van God. Sure. En al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Dit staan in die Bybel. Dit is God se woord. Dit is die waarheid. So ek moet eers vir Jesus gaan soek. Gaan soek hom, gaan maak reg met hom. En dan weet jy dan, daai ding wat jy so mee sukkel en so mee worstel, gee dit vir hom. Maar, gee dit vir hom. Moenie dan dit vir hom gee, kom bys toe loop en dan vat jy dit weer saam met jou. Ja, dis wat ek doen, hè. Dis wat baie van ons doen. Ons los dit by die Here, ons vra help, die Here help, en as jy daar opstaan en sê amen, dan vat jy dit maar weer jou bagasie saam met jou en daar gat jy. Ek het net daai video gekyk, nê, wat ek het op YouTube gesien van so 'n man wat so 'n hele klomp bagasie dra. Wat ek kan nie nou die naam van dit onthou nie. Ek dink ek het ook iets gesien so in verrang. Ek gaan 'n bietjie dink wat die naam van dit is. Ek gaan jou as ek weer met jou praat, sal ek vir jou sê wat die naam van dit is. Want hy dra sy bagasie so saam met hom. En op een of ander stadium is die bagasie weg.
En dis sulke hompe bagasie. Ja, ek het ook so iets gesien al. Dit is soos heavy erg. En hy loop met al die bagasie. Sien, jy het nie nodig om daai bagasie te loop nie. En wat moet ek maak? Jy los dit by die Here. En dan? Dan vat jy sy kruis op. Sy kruis is lig en sag. En jy loop met hom. En dan gaan ek hulp kry van die Here af met my probleme. Verseker, en jy skakel in by gelowiges, by gemeenskap van gelowiges. Ek het gesien toe praat van dit. Ek sien julle het nou Bybelstudie op 'n Vrydag aand. Op Zoho. Ja, so in plaas van om in die pad te gaan sit, né? Ja. Gaan sit agter jou PC. Is dit nie moeilik om dit te doen nie? Nee, dit is nie moeilik om dit te doen. Alles is moeilik as jy nie wil. Ek het ewer 'n notification gekry dat hulle praat van die toorn of die woede van God. Ja, ek weet as jy wil sal ek dit vir jou aanstuur en dan kan jy ook inskakel vir die link stuur en alles. Ja, maar ek hoop ek gaan Vrydag aan tyd hê. Jy sien, dan gaan jy al klaar weer met jou tyd. Kom, wat doen jy Vrydag aand? Was die rugby aan? Ek was van Jy kyk en nie kyk jy rugby nie. Ek was van plan om Vrydag in die pad te gaan Jy sit. sien, nou laat die wind jou daar verby waai. Jy het nou net vir my gesê wat jy wil doen. Onthou nou, as Jesus kom oor 'n uur, wat gaan jy maak? Dan het ek 'n groot probleem. Nee, hoekom? Spreek die probleem nou aan. Maak nou reg. Nie môre of oor 'n uur nie, nou. Sure. Okay, die ander ding wat ek sou gedoen het, nê. Ek sou ook regmaak met mense wat ek seer gemaak het. Want daar's so baie mense wat as 'n mens mos nou gedrink het, dan sê jy mos nou goed wat jy nie regtig bedoel nie. Ja, tot hulle jou die volgende oggend herinner wat jy gesê het en dan kry jy so skaap. Ja, nê. En ek sou verhoudings self ook skuld gedra het. En ek wil hê my lewe moet reg wees. Ek wil net iets los. Laat wat my sal herinner om hemel toe te gaan nie, want ek wil nie die wegroeping mis nie. Ek hoor altyd en ek onthou so mooi hoe jy praat van die feesmaal wat God vir ons voorberei. Ek wil dit nie mis nie. Ek ook nie. Chris, dink jy as ek my lewe verander, kan ek ook 'n kroon kry in die hemel? Verseker ja. Nou dit is nou alles, is mooi insig wat jy nou gegee het. As jy nou vra ek jou, as daar 3 dinge is wat jy wil doen, wat keer jou om dit vandag te begin en nie môre nie? Jy sien, ek wil hê jy moet jou vrese en jou verskonings vir jouself uitspreek. Want ek dink dit is ook belangrik dat ons dit saam ondersoek. Jy moet net besef, as jy in 'n gemeenskap van gelowiges is, jy het nie nodig om al jou laste saam te dra nie, alleen te dra nie. 'n Mens help jou waar jy val. Dit tel jou op en so ook weer help jy iemand anders. Dit is so belangrik. Okay, Chris, maar my eie twyfel keer my. Ek sê vir myself ek gaan dit doen, maar dan gebeur daar iets moeiliks en dan gryp ek maar net weer na die drank. Die dag is moeilik, my baas gee my stres. Dis erg en dan is ek bang ek gaan nie volhou nie want ek weet ek gaan weer struikel en ek voel vasgevang en daarom stel ek uit. En op die einde van die dag voel ek gaan ontplof want dit is net te veel stres in my lewe. Okay, Aldien, ek verstaan. Maar laat ek jou 'n bietjie uitdaag. Uitdaag? Ja. Dink jy dat die Heilige Gees nie genoeg krag in jou kan plaas om vol te hou? Hoe dink jy kan hy jou help as jy hom regtig toelaat? Sjoe. Wel, ek glo die Heilige Gees kan my krag gee, maar ek vergeet om hom toe te laat. Ek dink dis wat die probleem is. Ek laat hom nie toe nie. Ek loop met daai dinge hier op my skouers. Ek probeer te veel op my eie doen en daarom val ek. En as ek hom toelaat, voel ek gaan die krag hê om versoekings te weerstaan. Ek wil hom vertrou om my te help, of voel ek swak. Ek weet net nie hoe nie. Okay, Eldien, stel jou voor, jy word vandag wakker en die wegraping het plaasgevind. Hoe sê jy voel as jy besef jy was nie gereed nie? Sien, ek kon nou hê jy moet elke emosie van skaamte tot vrees en verdriet in detail deel. Sjoe. Okay, ek sou hartseer en vreesbevange wees. Ek sou teleurgesteld voel in myself omdat ek uitgestel het. Ek sou spyt hê vir elke dag wat ek verkeerd geleef het en nie reg gemaak het nie. En ek sou desperaat wees. Ek sou my keuses anders gemaak het want ek wil nie agterbly nie. Ek wil nie.
Sien al die vrees is eintlik bedoel nie om jou wakker te maak. Nie meer te breek nie. Wat beteken dit vir jou persoonlik om gereed te wees vir Jesus se koms? Sien ek wil hê jy moet beskryf hoe jou hart, gedagtes en lewe moet wees. Gereed wees beteken dat my hart skoon en nederig voor hom staan. Ek wil nie my lewe wegsteek of my foute verdoes, al doen ek dit nou op die oomblik. Ek wil in gebed en waarheid leef en ek wil geen skuld met my saamneem nie. Ek wil hom kan ontmoet sonder skaamte of vrees. Ek weet dit nie hoe nie. Jy stel uit. En as jy aanhou uitstel, wat is die werklike risiko wat jy loop? Wat gaan nou in jou gedagtes aan? Wat gaan met jou gebeur as jy bly uitstel? En ek wil hê jy moet 'n gedagte ook hou van daai jong seun wat ek jou van vertel het. Onthou, dan gaan jy vir 'n ewigheid ergens heen. Jy gaan nie net vir 'n maand of 2 nie. 'n ewigheid. 'n Ewigheid. 'n Ewigheid. Ja, dit is iets verskrikliks om aan te dink, né? Wel, ek loop die risiko dat ek nooit daardie besluit neem nie. Ek kan altyd sê môre, en dan môre kan nie kom nie, want soos wat jy vertel het. Ek kan agterbly as ek sonder hom reg is, maar ek wil iets vra nie. Wat ek net hierso klaar sê. Ek kan ook die verlies van vrede en geestelike groei ervaar deur na uitstel. Maar sê nou maar ek bly agter op die aarde. Sê nou maar die wegroepingpunt nou wel plaas en dag of wanneer ook al en ek bly agter en jy is my hier om mee te praat nie. Gaan die Heilige Gees nie nog hier wees nie? Nee. Hoekom nie? Die Heilige Gees gaan saam met die Here se kerk met die wegroeping. So nou All hell is going to be on earth. So hoe gaan ek dan my lewe leef as die Heilige Gees nie daar is om my te oortuig van my sonde nie? Eldien, dis 'n goeie vraag daai, ja. Maar jy gaan jouself ons oortuig. Jy gaan mos sien alles gaan verder in sonde en verderf en haat en breek en woes en verwoes en al daai lelike dinge. Maar wat as ek vergeet van die Here? En ek leef saam met die wêreld. Kyk, ek glo nie jy kan vergeet van die Here nie, want die een wat gaan kom. Ja, die valse profeet en hulle wat gaan kom. Hulle gaan tog vir almal sê, hoorie, jy moet nou die merk vat. En ek glo vir my jy gaan hom onthou van die merk, anders gaan jy nie kan iets koop en dit. En die anti-kris. Wat se merk? Die 666 op jou hand of iets in daai lyn of op jou voorkop om te kan koop en te verkoop en te kan eet en alle dinge. En dan hulle gaan vir die Here, vir hom, hy gaan die plek in die tempel oorvat en hy gaan maak of hy Jesus is. Wat 'n tempel? Die tempel wat hulle gaan bou in Jerusalem. Hulle tempel bou? Ja, vir hom om in te sit. Okay. Sien dan gaan die anti-kris daar sit en hy gaan laat die mense hom aanbid en hom behandel soos Jesus. En hy gaan nog teen die Here belaster en laster. So, jy gaan nie kan vergeet van die Here nie, want hy gaan tog van die Here praat. Maar hy gaan wil hê almal moet hom aanbid en nie die ware God nie. Gaan hy dan sê hy is Jesus? Hy gaan hom voorgee as God. En wat as ek hom glo? Ag, Eldien, dan sal ewige brand wat vir jou wag. Ja. Ek dink ek is reg vir dit nie. Maar jy is ook nie reg om reg te maak nie. So waarvoor is jy reg? Ek wil reg maak. Jy is reg om pap toe te gaan. Ja. Kyk, daarvoor is jy altyd reg. Ja. Nou hoekom verander jy dit nie? Hoekom maak jy jouself nie eerder reg om na God se woord toe te gaan? Om in sy teenwoordigheid te wees. As om op pap te loop sit. Daar waar die Heilige Gees in elk geval nie by jou is. So wat wil jy met die Heilige Gees maak in any case as jy wegrap en plaasgevind het? Jy het hom nou, maar jy wil hom nie hê nie. Hy is nou hier, maar jy wys hom van die hand. Ja, nee. Ek het nie antwoorde vir daai vraag nie. Jy sien, is dinge wat jy moet oordink, né? Is jy bereid om vandag die eerste stap te neem? Om jou gereedheid te begin bou? Selfs al is dit moeilik. En al is jy bang. Jy het nie nodig om bang te wees nie. Jy het nie nodig om te bang te wees jy gaan val nie. Ja, ons almal val. Maar weet jy, God tel jou weer op. Die vyand laat jou val en hy laat jou daar bly lê. God tel jou weer op.
Ja, ek onthou jy het mos gesê hy druk sy hande met sy wit klere en hy trek In hy modderpoel en hy Ja. trek jou uit, maar die vyand staan vir jou en lag met sy pak aan, of wat ook al. Ja. Chris, ek wil probeer. Ek is bang, maar ek weet ek kan nie langer wag nie. Ek wil nie meer uitstel nie, maar en ek wil regmaak voor dit te laat is. Ek kan nie in die ewige hel in die vuur brand nie. En ek wil ook deel wees van die wegroeping. Ek wil deel wees van God se feesmaal. Ek wil deel wees van Jesus se koninkryk, van sy bruid. Ek wil dit doen. Ek is bang. Okay, Aldien, ek hoor jy sê jy is bang. Nou, wat is jou grootste vrees? Yes, dat jy die wegraping sal mis? Of dat jy nie sterk genoeg sal wees om vol te hou met jou besluit nie? Wat is dit? Wat is dit wat jou bang maak? Waarvoor is jy bang? Ek is bang vir albei. Ek wil nie agterbly nie, maar ek is ook bang ek gaan struikel. Dis maklik. Pap is net daar. Ek kan net enige tyd gaan as ek lus het. Of ek kan vir my drank gaan koop en by die huis gaan drink. Nie dat my man dit like nie, maar dit kan ek doen. Ek wil nie my eerste poging hê en dan weer vol nie. Ek wil volhard. En ek weet ek het hulp nodig. Ek weet dit. Ek weet dit voor my siel. Okay, sê vir my, glo jy dat die Heilige Gees sterker as jou swakhede is? Ja. Ja, ek doen. Nou, hoe kan jy hom vandag toelaat om jou te help? Ek weet nie. Heb jy siggie? Okay, laat ek sê. Ek dink ek kan hom vandag toelaat deur te bid. Vir hom te vra vir leiding en krag en dit te aanvaar en dit nie net te sê ek bid dit en dis net woorde nie. Ek moet daai woorde glo. En ek moet ophou om op my eie krag te vertrou. Ek wil regtig sy hulp toelaat om hierdie verslawing te oorwin. Verslawing. Dis 'n verslawing. Ek besef nou eers ek het 'n verslawing. Ek dink ek het baie groot hulp nodig, Chris. Weet jy wat ek moet doen nie? Weet regtig nie. Aldien, kom ons sê maar, jy wil vandag die eerste stap neem. Wat sal jy prakties doen om jou lamp vol olie te maak? Ek het nie 'n lamp nie. Goed, Corrie. Jy het nie Sondag se preek geluister nie. Ek het gelees, ek het gepraat oor die 10 maagde wat vir die bruidegom gewag het. Maar ek het al daai storie gelees. Het genoeg olie gehad en 5 nie. Dis van die olie wat ek praat. So daai olie wat ek van praat is die olie binne in jou. Omdat ons het nie krag nie, die Heilige Gees gee ons krag. So hoe vol is jy van die Heilige Gees om jou hele week te dra, 2 dae te dra, 1 dag te dra, 1 uur te dra? Dit is wat ek van praat. Kan jy volhard tot Jesus kom? Ek dink nie so, ek dink ek kan 5 minute hou. Maar sê gou vir my nê, hoekom met daai wyse meisies, die 5 wyse meisies, nie hulle olie ook met die ander 5 ander meisies gedeel nie? Ek verstaan dit nie. Wat joune is joune. Ek kan nie my geloof vir jou gee nie. O, is dit geloof en Ja, o, soos die olie nie. dis nie olie, dis net beeldspraak. O, okay, sorry. Okay. Dis ook dieselfde soos jou man kan jou nie in die hemel inbid nie. Jou pastoor kan jou nie in die hemel inbid. Maar jy gaan saam met my daar wees? Ek kan niks vir jou sê nie, ek kan niks vir jou doen nie. Dit gaan you en you alone wees. Wat bedoel jy? Voor God, voor die troon. Niemand gaan daar saam met jou staan, jou handjie vashou nie. Niemand. Okay. You and you alone. Dan moet ek ernstig dink oor hierdie gesprek van ons. Okay, kom ek wees eerlik. Ek dink ek kan alle drank verwyder. En dan kan ek elke dag probeer om meer tyd in die Bybel lees en gebed te spandeer. Kan julle Bybelstudie bywoon. Ek kan eerlike gesprekke voer met mense wat my kan help, my kan lei en my ondersteun. En ek moet 'n plan maak dat ek nie weer terugval in wêreldse dinge nie. Ek moet regtig 'n plan maak om my lewe uit te sorteer. En ja, ek dink dis wat ek gaan doen. Dis kyk, dit klink goed. Wie sal jy eerste kontak as jy wil struikel of as jy wil twyfel of jy wil val in die wêreld so goed in? Wel, ek dink ek sal jou bel, Chris. Jy bel my nie 11 uur aand as jy gesyp is en dan treur jy nie. Ek sê dit nou vir jou. Jy Okay. bel my voor jy dit gaan doen. Okay, kan ek jou bel? Voor jy dit gaan doen, ja. Nie Okay. na 3 glasies nie. Nou Voor jy. een glasie? Nee. So voor ek besluit om by die pub aan te Nee, gaan. wanneer jy besluit. Ja, Wanneer jy besluit, dan bel jy my. okay.
Soos ek Jy môre, gaan my nie 12 in die aand of bal wakker bly. Seker is jy wel. Ek is seker. hoe weet jy ek praat so? Ek het jou mos gesê, wie dit dan dat. Kan ek heb kan 'n T-shirt. Ek kan dit nog steeds nie glo nie. Wat toe kry ek? Verlossing. Is jy nie dankbaar vir dit nie? Verseker. Okay Chris, ek sal jou bel, né? Ek sal jou Wanneer? voordat ek daai besluit neem. So môreoggend, as ek môreoggend by die werk kom weer, want ek gaan nêrens heen vandag nie. Maar sê net maar ek besluit môreoggend ek is weer lus om vanaand pap toe te gaan, dan sal ek jou eers bel. Ek sal jou in jou kantoor kom sien, né? Of anders, as ek jou nie in die hande kry nie, sal ek maar iemand in die hande probeer kry wat vir my sal bid en my sal op die regte pad help lei. Ek wil nie alleen wees nie, want ek weet ek het ondersteuning nodig. Ek wil hê ek met iemand kan praat wat my verantwoordelik kan hou. Soos jy is kwaai met my en ek dink dit is wat ek nodig het. Ek dink regtig dit is wat ek moet doen. Dan volgende keer kom te bel. Belt. Wat se belt? Toe. Nou Eldientjie, sê vir my. Hoe voel dit om jou swakhede en jou behoeftes aan hulp te erken? Jo Chris, dis baie moeilik. En dis pynlik. Maar dit is ook verligting. Ek voel ek hoef nie alles alleen te dra nie. Ek voel ek het 'n kans om reg te maak. Ek wil oop en eerlik wees oor my stryd. Ek wil nie meer hierdie dinge wegsteek nie. Ek wil nugter werk toe kom. Ek wil my lewe beter hê. Ek wil nie meer so sukkel nie. En ek gaan regtig probeer om my probleme oor te gee aan die Heilige Gees, aan Jesus. En laat ek nie hierdie laste alleen dra nie. En laat ek ophou om te dink aan my verlede, dat my verlede my nie meer so hond nie, want dis wat dit doen. Dink aan al die dinge wat ek verkeerd gedoen het en dan dink ek het Jesus my regtig vergewe en dan dink ek hoe erg was dit, hoe het ek mense seer gemaak, hoe het ek op mense getrap. En dan Al gaan die jy dinge. kloek. Ja, Dan voel jy beter vir daai rukkie. Dan kyk jy voel jy nou vir vandag. ja, dieselfde soos wat ek gister gevoel het voor ek gaan drink het. Soos jy vandag, as jy vandag hier ontmoet, wat sal jou harttoestand wees? Wat wil jy hê moet hy by jou kry? Ek het nog nooit daaraan gedink nie. Nie shoe nie, ek bring nie skoene nie. Ek moet verseker nie 'n shoe, 'n skoen in jou hart kry. Ja, nee. Okay. Ek wil nederig en reg voor hom wees. Ek wil nie my foute verdoesel of my lewe wegsteek nie. Ek wil, soos ek het al gehoor dat jy gepreek het om 'n lig op 'n lampstander te sit en nie onder die bed of onder 'n emmer nie. Ek wil gereed wees. Ek wil opreg en eerlik voor hom staan. En ek wil hê hy moet vrede in my hart vind. Ek wil nie hy moet hierdie swaar kry sien wat ek in my hart het nie. Ek wil liefde in my hart hê. Ek wil nie so voel soos ek nou voel nie. OK, dis alles goed. En sê vir my as jy 'n konkrete plan kan maak vir hierdie week wat voor lê, om jou eerste stappe te neem en nie terug te val nie. Wat sal jy doen? OK. Ek dink as ek vandag by die huis kom, gaan ek al die drank wat in my huis is uitgooi in die drein. Ek dink dit is die eerste stapie. En dan gaan ek elke dag eerste ding as ek my oë oopmaak, gaan begin om 15 minute te neem. Net om eers vir die Here dankie te sê vir nog 'n dag. En dan gaan ek met hom praat en dan gaan ek my Bybel lees. En dan gaan 'n bietjie tyd in sy tydsmeneer. Ek dink 15 minute is 'n bietjie min. Ek dink dit is 'n bietjie min, maar okay, kom ons begin met 15 minute. Ja, solank jy net begin, hè. Ja. En eintlik moet jy nie vir jou tydskedule daar sit nie. Begin net. En dan vra die Here om jou deur die Heilige Gees jou te lei. Moenie 'n tyd daar sit nie, Okay. want dan gaan jy weer tydgebonde wees. Ja. En ek onthou jy het al gesê God is nie tydgebonde nie. Korrek. Okay, en dan gaan ek eerlik gesprekke voer met jou of met my vriendinne, Of jou man. my man. Ja, my man. Ek dink dis 'n goeie punt, my man. Om my te ondersteun en my aanspreeklik te hou. Ek dink veral my man, jy's doodreg. En ek wil elke dag 'n stappie neem om gereed te wees. Ek moet begin met dit. Meer tyd. En ek moet daai Bybelstudie bywoon. Ek dink dis 'n goeie begin. Want hierdie interessante topik wat julle Vrydag gaan doen van toren
Die woede van God. Ek dink God is baie kwaad vir my. Ek dink regtig so. Okay, Aldien, weet jy, ek sien die tyd is besig om ons in te haal. Ek wil nou net nog een vraag vra. Okay. Hoe wil jy voel wanneer Jesus jou vind? Ek wil vreugdevol wees en rustig. En wetende dat ek alles in my mag gedoen het wat ek kon om seker te maak ek is sy kind, ek glo in hom en dat ek die wegraping of die hemel sal kan bereik. Ek wil nie skaam wees oor my foute nie. Ek wil vrede hê en sekerheid hê dat ek reg is vir hom. Ek wil hom ontmoet in nederigheid en opregtheid en nie in uitstel en skuld nie. Ek wil nie agterbly op die aarde nie. Ek wil nie in hierdie verdrukking wees nie. Ek wil regtig waar in die hemel wees. Ek wil nie daai feesmaal mis nie. Ek dink dit gaan amazing wees. En by the way, ek het onthou daai video wat ek gekyk het op YouTube is The Pilgrim's Progress. Ek dink dit was so pragtig. Ek dink ek moet dit weer gaan kyk. Ek dink ook so. Dat ek net weer kan besef dat God my probleme moet vat, nie ek nie. Natuurlik. Aldien, weet jy wat, jy het vandag 'n baie groot stap geneem. Om jou eerlik te wees met jou hart en jou hart oop te maak vir die Here. En onthou net een ding, gereedheid begin in jou hart en nie in elke klein aksie wat jy neem. En elke dag is 'n kans om jou lamp vol olie te hou, selfs al is jy bang of swak. Onthou net daai wat Jesus gesê het, die een wat in jou is eers sterker as die een in die wêreld. Jy sien, ek wil jy moet vandag besluit. Ek sal nie meer uitstel nie. Ek sal elke dag bewus lewe vir die Here se koms. So dis mooi woorde, Chris. Ek sal dit regtig waar probeer onthou. Ek weet ek is swak, ek is 'n mens, ek maak foute. Ons almal is. Dit is hoekom ons daar is om mekaar op te help, op te bemoedig en aan te versterk. En ja, so bou ons die koninkryk van God. So doen ons wat Jesus vir ons verwag om te doen. Chris, Ons oordeel nie mekaar nie, ons help mekaar. ek voel regtig al 'n bietjie beter as wat ek net gevoel het. Maar dis Ek is reg. so bly jy het my geroep. Ja, Want- Aldien, so begin nou met daai stappe wat jy gesê het. Ja, En ja, jy het my nommer, soos ek het jou gewaarsku, moet my nie 12 uur bel as jy gesyp is. okay Chris. Ja, bel jou man laat hy jou kom haal. En dan bel jy my weer die volgende oggend as ons almal nog hier is. En as ek net alleen nie is, Ek het dan hoeveel drank het jy vir jouself? ek dink nie dan is drank meer die oplossing nie. Ja, nee. Ek dink dan is drank iets anderste. Nee, maar dis reg. Okay, Aldientjie. Ek moet ongelukkig aangaan, maar ja, sterkte vir jou. Kom ons sluit vir ons af. O allerheiligste almagtige koning van alle konings. Jahweh, Here ons God, Vader, baie dankie vir dit wat U nou weer eens vir ons kom sê het en kom vertel het. Ja, Here, dankie vir die hulp wat daar vir ons is. Here, ons almal het ons swakhede. Ons almal het ons bekommernisse en ons vrese. Vader, ons kom nou en ons lê dit by U neer en ons wil dit nie weer saam ons vat. Versterk ons so met die Heilige Gees. Here, laat die Heilige Gees so in ons brand, dat daar nie meer plek is vir veiligheid nie, Here. En as die veiligheid wil inkom, dan brand dit outomaties sommer klaar. Vader, dankie. Dankie dat daar nog vir ons genade is. Dankie dat daar nog vir ons 'n kans is. Dankie dat ons weer eens net opnuut U goedheid en U guns en U liefde kan ervaar. Here, wees so saam met ons in ons stryd. Wees so saam met ons in ons wandel, dat ons sal besig hou met U koninkrykswerk en nie met die wêreldse dinge. Here, ek loof en ek prys en ek dank U daarvoor. In die grootste naam wat ek ken, dis Yeshua Mashiach. Ek sê vir U dankie, my God. Amen. Amen. Dankie Chris. Okay, Aldien, bye. Bye. Laaste vriende, ek hoop julle het dit geniet soos wat ons dit geniet het. En ja, ek hoop dit het vir julle iets beteken. So vriende, regtig, soos ons gesê het in die begin, as julle enige kwessie het of iets wil oorgesels en 'n bietjie verder ingaan, skakel my gerus op 083 232 2442. Of julle kan ons ook op ons YouTube kanaal volg. JC Administration. Of jy kan my skakel, of as jy enige berading nodig het, ek is beraader onder toesig. En my nommer is 082 92 49 458. Wat sê vriende, ek hoop ons hoor van julle. So vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Shalom.
raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna see in the middle of the storm, louder and louder.
up your hallelujah. Raise it like a banner.